FM en jy is ingeskakel op Hieshart en dit is elke Vrydag tussen 9 en 10 en dan ook Woensdae tussen 9 en 10 en ons doen nou stories vir sy glorie. Angela, welkom by Heartbeat FM. Hallo, hoe gaan dit? Dis goed man, ons sukkel al 'n rukkie om jou hier in die ateljee te kry met jou getuienis. Maar uiteindelik is jy hierso. Ja, ons is. Ja, ons is opgewonde om te hoor wat die Here in jou lewe gedoen het. Ja, ek dink ons moet sommer wegval. Ek wil jou vra, vertel vir ons, vir die luisteraars en die kykers bietjie, hoe het jy groot geraak? Vertel ons bietjie van jou kinderjare. OK. So kinderjare was baie de mekaar. Groot geword in 'n huis vol alkohol, baie abuse, baie trauma, ja. Gemolesteer op 4-5 jaar oud. Sure. Geboelie op skool, big time. Die kinders was baie lelik. Ek het 'n poepoogie aan die een kant. Sure. So ek was die target van al daai dinge. So groot geword, hoërskool toe gegaan en in hoërskool het dit net erger geraak. Sure. So lang storie kort, na hoërskool getroud, kind, abusive relationship, 2 kinders, eventually 3 kinders en 3 egskeidings later. Sure. Rof. Baie rof. Ja, en toe eindig ek hier so op in George. So 5 jaar terug is waar almal my gevind het. Hierso in George in 'n flat, besig met verkeerde dinge. En ons daar so wat die Here gesê het, as jy nie nou draai nie, ons is tickets. Jy word toegesluit vandag. In gedurende daai tydperk wat jy nou groot geraak het in omstandighede, het jy enige blootstelling gehad aan die evangelie of aan die kerk? Nee, ons was in die kerk, maar ons was in 'n Rooms-Katolieke kerk. Okay. So ek was een keer saam met my sussie in 'n AGS kerk. Bietjie uitgefriek daarmee, toe die Heilige Gees so begin werk en die mense val. So dit was 'n bietjie weird geweest en so op skool, ek kon nie glo, Here, maar hoekom gebeur al hierdie dinge? Ek glo in jou en ek vertrou in jou, maar hoekom allow jy om al hierdie goede te gebeur? En ek dink dit is waar ek regtig 'n bietjie die pad buister geraak het. Ja, en toe in 2002 toe ek my ma verloor het, toe verloor ek alles. Ek het myself, ek het myself heeltemal verloor. Ek kon net nie meer mens wees, ek kon nie tussen mense wees. Ek het geweet hoe om tussen mense te wees. Ek het baie depressief geraak. En dit is juist toe wat ek in dwelms betrokke geraak het, en van dwelms af prostitusie. Sure. Baie dinge. Op die straat uitgesit deur my pa, en van daar af weggehardloop basies die heeltyd van Port Elizabeth af. So ja, dis waar ek was. Het was hard. Mense wat nou na dwelms gryp en dwelms vashou, hoekom sou jy sê is dit soos 'n oplossing vir sekere mense om daai rigting te gaan? Wel, die dwelms maak dood, wat jy nie kan doodmaak nie. So basies, jy kan nie kontrol wat binne in jou aangaan nie. Jy het soveel emosies wat gelyktydig gebeur, en jy weet nie hoe om my emosies te gebruik, of iets waarmee te doen nie. En die dwelms basies maak jou nam, sodat jy niks kan voel nie. Dit vat alles weg. Maar die ding is, môre as dit uittrek, is dit net 10 keer erger, want jy's minus 'n TV, jy's minus 'n laptop, jy's minus 'n selfoon. Jy het niks geld in jou beurs en dan moet jy dink, okay, waar gaan die volgende vandaan kom? Sure. So, is daai vicious circle? Ja. Ja. Nou as jy sê jy is minus die items, is dit verkoop jy dit of? Ja, jy verkoop alles. Okay. Ja, daar's baie mense eintlik wat hulle self ook verkoop net om daar te kan kom. Ja. Ek was eintlik een van hulle. Ja. Ek meen, dit is waaroor dit gegaan het. Ek het Ja. myself verkoop. En dis nie hoe dit begin het nie. Ek het myself verkoop om in die lewe te bly. Maar die ding is, om daai tipe werk te doen, dan gaan jy terug in daai lyn in. Ja. En dan is dit soos 'n loop. Ek het nodig, ek moet geld kry. Ek het nodig, ek moet geld kry. So 'n vicious cycle. Ja. En wat se dwelms, as ek mag vra, wat jy gebruik? Okay, so ek was op crack cocaine. Ek was verslaaf aan slaappille, senuweepille, pynpille. Ja nee, kyk, hy stilpyns, ja. So ek kon glad nie met mense praat of uitgaan in die winkel self en net met mense ek wees. Ek het geweet wie ek is. So En as jy nou moet teruggaan na die jong Angela toe, wat sou jy vir haar sê? ja. Ek dink ek sal haar gryp in die hand en sê, kom sussie, ons moet na Jesus toe gaan, so in die kerk. Jy moet nie hier gaan nie, jy moet die kant toe gaan. Ja, amper soos daai kruispad waar jy kom, waar jy 'n besluit moet maak. Ja. Want daar is definitief jong mense en selfs ouer mense wat luister en wat
by daai pad gaan kom of klaar by daai pad gekom het dat hulle 'n keuse moet maak. Jy weet, in dwelms kan sosiaal begin. Ek weet nie hoe jy begin het nie. Jy weet, ek het begin as 'n klein seentjie van sê 14, 15 wat 'n pyp in die ronde gekom het in 'n kring en ek het daar begin gebruik. Feite. Ja, en dit het vir my was dit aan die een kant bietjie groepsdruk en toe ek die gevoel kry van bietjie verligting, toe voel ek maar ek hou van hierdie gevoel en ek wil meer van dit hê. Feite. Dis feite. Ja. Maar mense besef nie wat die prys is nie. Wat is die prys van verslawing, so jy sê? Wat kos dit jou? Dit kos jou siel, dit kos jou alles. Ja. Dit kos jou mens wees. Dit kos jou familie, jou vriende, dit kos jou alles. Daar is nie 'n prys op dit amper en jy verloor alles letterlik. Jy verloor die respek van jou familie, jy verloor die respek, ek meen soos ek het 3 kinders. My oudste seun is nou 33, die ander een is 30 en my meiskind is 25. En ek dink hulle het die seerste gekry aan die einde van die dag, because hulle kon nie hanteer hoe hulle ma gelyk het en hoe hulle ma gekoop het nie. Het was te veel vir hulle en ek moes nooit dit aan hulle gedoen het nie. Ek meen, dis die woord wat kom is selfsugtig. Ek was selfsugtig geweest. Ek dink ek was te diep in my eie pyn om te besef dat hulle het ook pyn. Ja. Dit is so aan die een kant, aan die ander kant, jy weet, gaan my hart uit na mense in daai situasie, jong dogtertjies wat gemolesteer word, wat abuse word. Jy weet, en net daai progressie, die mense wat die abuse doen, is self mense wat abuse was in baie gevalle. En dis net hierdie siklus wat aangaan. Ons beskadig mekaar en ons kom nie uit dit uit nie. Ons werk met baie mense, deur die jare al met baie mense, en ek het baie mense gesien sterf wat nie uitgekom het nie. Want dis nie 'n maklike lewenswyse om uit te kom nie. Nou, hoe het jy uitgekom? Wel, 5 jaar terug het ek gedink ek is uit dit uit. Ja. Maar ek weet ek weet die Here het dit presies so beplan soos dit geloop het. So 5 jaar terug in die woonstel het ek net die Heilige Gees op my duidelik gesê die oggend, as jy die volgende kliënt vat, dan kan ek jou nie verder beskerm nie. Ja. En ek sal nooit vergeet toe daai man inkom by die woonstel nie in Meadstraat. Toe hy instap by my woonstel, te sê ek vir hom, sorry, ek kan niks doen vandag nie, jy moet gaan. Ek kan vir jou koffie aanbied, vat jou geld, gaan. So dit was my woorde aan hom gewees. En ek sal nooit vergeet die daarna het ek net gaan sit en ek het gehuil. Because ek het geweet iets moet verander. Ja. En op daai stadium toe het ek nou niks meer geld om van te leef, so ek het die woonstel verloor, ek het alles verloor. Al my meubels moet ek ontslaa raak van binne 'n oogwink om seker te maak ek is okay. Ek het by 'n vriendin gaan bly en die Here het vir my 'n tweede kans gegee, so ek is Lady Smit toe. En daar sit oom Heinrich en tannie Mariaan Ellis my beet gekry daarso en as 'n ma en 'n pa figuur begin optree om daai klein dogtertjie wat seer gekry het te kan genees. En 3 jaar gelede, toe ek weet nie hoe dit alles gebeur het, maar die oom roep my in die kantoor en hy sê kykie, jy moet nou verlof vat. En dan sê ek nee oom, ek wil nie nou verlof hê nie. Want hierdie spesifieke week waar ons nou nou in 6de Februarie, so 26 jaar terug, op die 7de, het ek my man laat toesluit vir abuse. So ek sê toe vir hom, oom, ek wil nie nou vakansie hê nie, en die oom fors my om vakansie te vat. Maar dit is presies deur die Here beplan. Met die Here wou gehad het ek met daai laaste keer breek. En eers toe kon hy werk aan my. En ek sal nooit vergeet nie, so high as a kite, vol pille, vol drank, dat ek op die kant van my bed gaan sit en gesê, Here, ek kan nie. If you don't step in now, I'm not going to be able to do this. Ek gaan dit nie kan doen nie, jy gaan moet iets doen. En net so het hy dit weggevat. Sure. Hy het die dwelmgevoel wat ek gehad het al die jare om hy elke keer terug net om hy nam te kry. Hy het dit heeltemal weggevat, sigarette, drank, alles. Sure. Ek het nog 'n paar keer na dit 'n bietjie 'n sigaret opgetel, maar nou vir die laaste, ek sal sê 4 maande, 5 maande. As ek 1 sigaret gehad het, was dit baie. But he's taken it all away, because jy het dit nie nodig nie. As jy op die Here begin leun, het jy glad nie meer daai dinge nodig nie. Regtig. So vir mense miskien moeilik wees om dit te verstaan, want ons raak godsdienstig groot. So vir ons is God daar ver in die hemel en ons is hier onder en jy voel so eensaam. Hoe ervaar jy God nou? Hy was langs my, hy was nog altyd daar, maar ek het dit nooit geweet nie. Ek kom uit 'n godsdienstige agtergrond, so baie mense het gesê jy's te religious.
So ek moes geleer het om die Here nader te bring, dat hy die Heilige Gees, dat ek hom letterlik kan voel, soos iemand sê tasbaar, hy moet tasbaar raak. En dit was 'n pad wat hard gekos het. Ek het baie hard beklei om regtig net daai koneksie terug te kry saam met die Here. Because omdat ek sulke dinge aangevang het, het ek nooit myself vergewe nie. Ek het almal vergewe behalwe myself. Ja. En dit het dit moeilik gemaak vir die Here om nader aan my te kom. Ek het basies 'n muurtjie nog gehad daar wat gesê, kyk eens, ek is nie goed genoeg vir jou nie. Ek is vuil, ek is lelik, ek is grous. So ek ken jou as 'n kwaai pa daarbo, maar ek ken jou nie as 'n liefdevolle pa nie. Ja. Dis 'n groot openbaring en ek dink die Samaritaanse vrou het daai selfde openbaring by daai put gehad. Toe Jesus vir haar lewende water offer. Ja? Hy het nie eers vir haar gesê, hoor jy moet dit doen, jy moet dat doen, jy moet so nie. Sê drink. Dis feite. Dis regtig feite. Ek dink eintlik godsdiens, as dit kom by mense soos ons, en ek praat van ons, van my en van jou, want ons kom uit baie dieselfde agtergrond uit en gebroke mense wat verkeerde besluite maak en dan vasgevang word binne daai besluite en dan word jy gestereotype deur society en deur religion en vir mense soos ons is dit belangrik om 'n openbaring te kry van Jesus Christus, van wie hy werklik is en van God, die Vader. Want ek het ook gedink God is kwaad. Ek het hier verby hierdie Baptist kerkie gehardloop hier in Metstraat, want ek was bang hy zap my daar by die deur uit. Dit is letterlik hoe 'n mens voel. Jy kan nie glo, want die ding is, as jy in 'n religious huis groot word, dan word jy gesê dat wat jy nou doen, die Here gaan jou hart straf. Jy gaan nie vergewe word nie. So ek het nooit geleer wat vergifnis is nie. Ek het nooit geleer hoe om iemand te vergewe en ook myself te vergewe vir ietsie. En eers 3 jaar terug, toe ek uitgereik het na iemand, en ek het gesê, kyk, hierdie is die probleem, nou ek is in die moeilikheid. En die persoon het net omgedraai en vir my gesê, die belangrikste is, jy moet jouself vergewe. Jy het almal vergewe, maar jy het nooit jouself vergewe nie. En omdat jy nooit jouself vergewe het nie, is jy vasgevang nog. Sure. En dit het my laat dink en hard dink, en ook ek het myself altyd gemeasure teenoor almal, waar hulle is en waar ek is. En dit het my ook daai terugslag gegee, want jy voel, jy is nie goed genoeg nie. Maar die Here sê, kom net jy is, jy's okay. Nou ons kan mense hê wat kyk, ons het honderde duisende mense wat luister en kyk en so aan vandag, ouers van kinders, oumas, oupas, ek kry hulle oproepe, ek kry hulle WhatsApps wat se kinders en kleinkinders vasgevang is in dwelms. Wat sou jy vir sulke mense sê, wat kan hulle doen? Baie mense glo dat jy met die persoon uit die huis uit sit. Tough love. Tough love. Ja. Ek is jammer, tough love het glad nie vir my gewerk nie. Ja. As my pa my nie uitgesit het daai dag in 2005 nie, kon ek daai tyd al hulp gekry het. As hy nie, ek sal sê, die ouers moet lief wees vir hulle kinders. Ja. Die enigste manier hoe jy die kind moet val, hy moet leer, en dit hang af van hulle moet self daai besluit neem. Maar met liefde kan jy hulle ook nader trek. En met liefde, as hulle sien, hulle word verstaan, as hulle sien, maar iemand gee om oor hoe ek voel, dan kan dit gedoen word. Ja. En ek dink dis baie waar, en ek het ook deur die jare wat mense my kontak, jy's bang om advies te gee. En jy kry verskeie skole van idees rondom hoe hulp lyk. Ja. Is hulp rehabilitasie? Is hulp om iemand uit te sit? Wat hulle praat van in addiction, praat hulle van enabling, dan sê hulle jy enable daai persoon, Ja. jy's 'n enabler, en ek hoor al daai dinge. Maar vir my is dit soos in, ek sê altyd vir die ouers en vir die oumas en die oupas, en sê ek bid en klim in die gees in, laat daai persoon by daai punt kom waar jy op daai bed gesit het, jy weet, by die einde kom, en dan uitroep na God, want sodra hulle daai roepkreet gee, is hy daar. En ek het dit al hoeveel keer gesien. Ek het al hoeveel, sodra hulle daai roepkreet gee, maar jy kan sogenaamde verslaafdes jaag. Ek het al mense gejaag reg oor die dorp, wat die ouers en die oumas en die oupas my smeek, gaan help Pietie, gaan help Kosie, en jy jaag hierdie ou, en dan kom hy vir 'n meeting, en dan drink jy 'n koffie, en dan sy weer weg, en as dit hierdie val opstaan, hy kom sommer gerook of gedrak by die meeting aan, dan is dit weer dieselfde ding oor en oor en oor, en toe het ek agtergekom, dat wanneer die mense my kontak en sê, Richard,
ons hoor jy het uitgekom, help ons. Dan begin ek deur met daai persoon te werk en vir hulle te sê, het jy 'n lewende verhouding met Jesus Christus? Is jy 'n volgelinge, 'n ware disipel van Jesus jouself? Want dan staan jy in autoriteit om die mag te kan vat oor jou huishouding Ja. en te begin bid vir daai persoon. Ek weet nie, wat dink jy daarvan nie? Ek dink dit is 100% reg. Ek het nooit besef, ek het altyd gedink ek is alleen. Ja. Ek het nooit besef die aantal mense wat lief is vir my en wat wel bid vir my nie. Ja. Ek meen, soos iemand gesê het, 'n biddende vriend is die mooiste love story wat jy kan kry. Amen. En as jou vriende bid vir jou, gaan jy kom daar waar jy moet wees, because hoe anders gaan jy die Here ontmoet? Ek sal nie vergeet nie, ek het in die kerk ingestap, daai oggend ek het opgestaan, was so 'n week na dit. Ek het opgestaan en ek hoor die NG Kerk se klok lui en dit is asof die Here my geroep het na daai kerk toe. Maar ek, omdat ek in Engelse kerke groot geword het, het na die ander kerk toe gegaan. Maar daai oggend het ek besef, maar hoor, so hier's iets meer in die go. Something's calling me, daar's iets wat my roep. Sure. En eers toe ek die volgende week na een van die ander kerke toe gegaan het, toe hoor ek daai duidelik in die gees, divine appointment. En ek dink dit is waarvoor ons moet bid. Vir 'n divine intervention en 'n divine appointment moment vir so 'n persoon. Want dit is wat my regtig gered het. En prakties, hoe lyk die pad uit in terme van disipelskap, jy weet, om 'n volgeling van Christus te raak? Hoe het jou pad gelyk? Aan die begin was dit maklik, maar ek moes leer dat alles gaan nie altyd my way gaan nie. As jy van daai tipe agtergrond afkom, dan sê jy baie van I want it now. Ja. En die ding is, die Here werk nie so nie, hy werk stadig en stelselmatig. En hy wil nie jou gebruik om iets te doen nie, hy wil deur jou werk. Met ander woorde, hy wil hê die mense moet sien dit wat hy gedoen het in jou lewe. Amen. Toe om daai disipelskap uit te leef. Dit is nie so erg in wat jy sê nie, maar dis wat jy doen en hoe jy dit doen. Die mense moet Jesus kan sien. So dit is waar ek is met die disipelskap. Wil ek hê mense moet uit daai uitkom? Definitief. Ek wil hê hulle moet uitreik. Is daar soos Bybel lees, bid en fellowship, is dit 'n belangrike aspek van jou lewe? Ja, elke oggend. Is dit? Ek dink dit is hoekom die Here ook regtig gesien het, maar kyk hoe so uit my hart gesien. Hy het nie gesien dit waarmee ek besig is nie. Hy het diep binne in my gesien en hy het gesien dat al die jare het ek nog steeds my Bybel gelees en ek kan nie my dag begin sonder my Bybel nie. Sure. So elke oggend vat ek my Bybel en ek gaan sit met my koffie en ek skryf 'n noteboekie en dit wat ek kry, wat ek lees, partykeer kry ek dit net van die Gees af, partykeer kry ek 'n openbaring terwyl ek lees. Maar daai is belangrik. Ek sal nie sonder dit nie en sonder my gospel sal ek dit nie gemaak het nie. Never. Ja. Never. As jy Bybel lees, bid en dan, soos jy sê, daar's mense om jou wat lief is vir jou, Ja. wat jou ondersteun. En om te besef hulle is lief vir jou. Al brand jy die brûe geweldig, is jy daai lewenstyl. Want Ja. jy besteel almal, belieg almal. Ja. En om daai bruggies terug te bou is nie so maklik nie. Nee. Dis die moeilikste ding onder die son. Ja. Want die mense dink nog steeds maar ek ken die ou Angela. Wie's die Angela? Ja. Do I trust her? Ek is nie seker nie. Ja, die een ouetjie, 'n vriend van my het vir 'n ander vriend gesê, man, almal sal regkom, maar Richard Murphy nooit nie. Sien Toe jy? die vriend nou vir hom sê, maar ek het tot bekering gekom, te sê, dis net weer een van sy nuwe triks. Maar dit is. Ek het ook aan die begin net die mense gesê nee, maar sy doen dit net om uit die moeilikheid te kom. Regtig. Ja. Regtig. Maar die enigste manier hoe ek daai gemaak het, dat dit my nie affekteer is gemaak of ek dit nie gehoor het nie. Ja. Want ek geweet diep in my binnekant, dit is nie 'n trikkie, dit is meer as dit. Ja, daar's daai skrif wat ook sê dat hy wat van baie vergeef is baie lief. Ja? En ervaar jy dit ook in jou lewe, daai liefde? Ek doen. Ja. Ek doen regtig, want as ek dink aan alles wat ek gedoen het en Jesus het gekom en uit langs my gesit basies en gesê ek is hierso. Ek sal jou nooit los, ek sal jou nooit, ek sal jou nie laat seer kry verder nie. As ek nie daai moment gehad het en hy kon voel hoe hy in my vat en ek meen jy voel dit, jy voel daai hitte, jy voel daai nabyheid, jy kan dit nie wegdeny nie. Ek meen enigiemand wat dit voel en nie glo in die Here nie. Ja. You've got to believe.
En 'n mens het praktiese probleme as jy uit daai leefstyls Ja. uitkom. Want ek bedoel jy het baie praktiese probleme, jy moet werk kry. Ja. Jy is nie altyd geskik vir die werksmark nie of jy kry nie die regte geleenthede nie. Ja. En jy het verblyf nodig, jy het al die dinge nodig wat 'n ou nodig het. So jy weet jou geloof moet sterk wees in hom om te vertrou dat hy jou gaan dra. Ek weet my broer het op 'n stadium gewerk met die strippers. Hy was 'n stripklub hier in Witstraat en ek was so hartseer geweest toe hy my vertel het want hy sê toe vir my dat hy was soos 'n bouncer bietjie daar en so aan en hy sê dat as hy ingekom het in die aantrekkamers waar die meisies aangetrek het dan die hele tafel so vol kokain gelê. Sien jy? Soos hulle gesnyf het en ek dink hy het vir my gesê een aand dat hulle kan nie uitkom nie Hulle kan nie. want hulle verdien te veel geld en van hulle het kinders. Ja. En hulle moet daai kinders betaal en hulle daai tyd al het hulle tussen 14 en 20,000 'n maand gemaak en dan Is moeilik. om uit te kom. Dis moeilik. Ek meen as ek destyds onthou toe ek die eerste keer weghardloop het uit PE uit het ek hier gekom. Ons gaan nou nie sê by Ja. wie ek gewerk het of Ja. enigietsie, maar ek sal nooit vergeet nie. Daai leefstyl. Jy verdien Ja. so baie geld, jy weet nie wat om daarmee te doen nie. Jy kan binne 'n week in jou hele woonstel vol meubels vir jou sit. Ja. Maar aan die einde van die dag moet jy daai mindset kry van it's not worth it. Ja. Want jy voel gross, jy voel Ja. vuil, jy voel Ja. ek kan nie dit beskryf vir iemand nie. Soos jy vat in iets wat jou laat gril. Ja. En dit is wat jy probeer wegkom van en dit is Ja. hoekom hulle die dwelms gebruik. Hulle wil nie daai voel nie. Ja. Hulle wil nie daai exposure voel Ja. nie. Sjoe. Dis So hard. so jou storie wat jy vertel vir sy glorie vanmôre hier op Heartbeat FM en op die Facebook kanale, YouTube waar ook al ons uitsaai, glo ek bring hoop vir mense. Ek glo sal. regtig waar dat sal. as jy kon uitkom, Anybody can. Kan almal En ek was uitkom. erg. ja. Ek het die stopstrate geken nie. Ja. Ek het die Rooi Roberts geken. Ek het geweet hoe om te stop nie. En ek meen as die Here my kan help nou, kan hy enigiemand help. Ja. Regtig. Wat voel jy die Here in jou hart gesit vir die toekoms in die bediening in jou lewe? Daar's 'n groot ene. Dis 'n groote. So in 2010 met my eksman het ons in Plet gebly. En ons het op 'n klein nuwe gebly 'n plaas. En ek sal nooit vergeet, hy het 'n komputer gehad en toe ek voor dit het ek nie komputers meer geken vir 'n hele paar jaar nie. So ek gaan sit by die komputer en die Heilige Gees sonder dat ek geweet het dis die Here. Het ek 'n webwerf gedesign wat ek basies elke oggend die skrif wat ek gelees het op die webwerf gesit het. Maar in daai tyd toe sê ek vir die Here, Here, ek soek 'n plaas vir abused women and children. Want dit was my grootste ding, hoekom ek beland het waar ek was en hoekom ek moes gaan strip vir geld, hoekom ek myself moes verkoop. En daai was net 'n saadjie en die Here het hom net daar gelos. Hy het niks gedoen nie, ek het niks verder gedoen nie. En met die tyd het hy begine werk op my stelselmatig. En 3 jaar terug, toe ek Zimbabwe toe gaan, toe gee die Here vir my 'n blueprint. Want ek het net vir hom gegee, Here, ek soek 'n plaas, ek wil die vrouens beskerm, ek wil die kinders beskerm. Maar toe kom ek en ek raak so klein bietjie en ek sê, Here, ek wil nie bak aan staan nie, want ek sien baie van die non-profits. Ja. Hulle is altyd op Facebook, ek het 'n geldjie nodig, ek het dit. Toe sê ek, Here, ek kan nie dit hê nie en ek wil ook nie in die middel van die nag vir hulle sê, sorry, ek kan jou nie help nie. Daar moet 'n way wees wat die plaas kan betaal vir homself en betaal vir die vrouens wat so intoe kom en deurkom. Ja. So die Here het toe gegaan, ek is al die pad tot in Zimbabwe en dis daarso waar hy die blueprint gee. Ja. En hy het hom mooi uiteengesit, maar die ding is ek weet presies ek voel in my hart van harte dit is een deel van die plan, maar kinderbediening wil ek bitter graag doen. Sjoe. Om daai saadjie wat geplant is, daai seerkry saadjie vinnig beet te kry om uit te haal en 'n ander saadjie te plant. Ja, dit klink na merkwaardige bediening wat 'n mens kan hê want ek weet hoeveel keer in die kerke werk ons met mense en dan het hulle 'n behoefte om uit hulle omstandighede verwyder te word en jy het nie heenkome nie. Ja, Of die tipe heenkome waarin jy hulle kan vat, is nie suitable nie. ja, dis nie veilig nie. En nie net dit, is nie dat dit nie veilig is nie. Daar's baie van die plekke wat wel veilig is. Maar die ding is daar's nie 'n long-term solution nie. Ja. Daai solution is miskien 2 maande, 6 maande op die meeste. Ja. En hulle kry geen skills nie. So nou vat jy 'n mamma uit 'n huis uit, sy's 55 of 60. Wat se experience het sy? Ja. Sy kan nie
Sy weet net van kos maak en huis skoonmaak. So hoe help jy jou? Hoe kan jy seker maak dat as jy haar uitvat, kan jy seker raak dat as sy deur die plaas gewerk het en sy's deur die trauma en alles, hoe gaan jy seker maak dat sy kan in 'n society ingaan en sorg vir haarself? Wat sluit daai blueprint alles in? Naastenby. Die blueprint is basies okay, soos 'n restaurant of 'n coffee shop. Ja. En sodoende kan jy die vrou leer, jy kan haar van onder af vat. Jy kan vir haar leer hoe om skoon te maak, jy kan haar leer hoe om tafels te wyd. Jy kan haar leer in die kombuis, jy kan haar leer management, jy kan haar leer kassier, jy kan computer programming met hulle doen. Met ander woorde, jy kan hulle leer die basic skills hoe om 'n komputer te gebruik tot voordeel van iets. Die ander deel daarvan is naaldwerk. Leer hulle hoe om goede te maak met hulle hande, kussings, klere, duvet-sets, gordyne. Ek meen ek het 3 jaar terug het ek noem hom die generaal. So Richard Kirsten. Hy praat gewoonlik op Radio Kansel saam met oom Johan Els. Ja. En Richard het deur dieselfde mense geswat as wat ek deur swat. En Richard het 'n non-profit nou begin met Pick Them Up. So dit sal ook deel wees van die plaas idee, because die pick them up is the most important. Jy weet, mense is so gou om so iemand te discard, dan hoe tel jy daai persoon op? So deel van die plan is die restaurant, die naaldwerk, 'n laundrykamer, 'n bakery, en dan obviously 'n on-site nursery vir die kinders, en dan omdat ek net met ergerlike cases wil werk, moet daar definitief online schooling. Okay. Maar ek meen die kinders kan nie uitgaan nie, pappa gaan jou kom terugsteel of kidnap of wat ook al. Sure. So dis basies, en dan miskien 'n paar hoenders en skape. Ons wil melk hê, ons wil vleis hê. Ja. Ons soek eiers en 'n paar varkies. Ja. Ons kan die varkies verkoop vir geldjies. Daar's baie goede. So die Here bly goedjies bysit. Nursery soos 'n kwekery op die plaas. Jy weet, landerytjie miskien 1 of 2. Daar's baie dinge wat hier bo my kop aangaan. Ja. Ek dink is 'n merkwaardige plan en ek vertrou God sal dit in vervulling bring. Ek glo. Hy kan alles bymekaar trek, jy weet. Ek het al gesien met my lewe ook is ek sê ek het altyd 'n good plan en dan is daar 'n God plan. En dit is net om my God plan te kry. Want ek het al baie good plans gehad wat nie so goed was nie. Nee, die good plans is daai drein. Dis nie 'n vassit nie, is 'n drein. Ja. Hy drein jou finansies en hy drein jou geestelik en emosioneel, hy drein jou. En ek het ook al gesien as hy iets in jou hart sit soos wat hy nou by jou gedoen het. Die grootste probleem wat ons het is om te wag. Yep. Jy weet, we want to make it happen. Dis presies dit. Dis juis en die Here bly dan ek kry gereeld die opdrag van jy's nog nie ready nie, wag nog 'n bietjie. Ja. Jy's nog nie ready nie, wag nog 'n bietjie, ons nog hier so 'n bietjie skaaf. Daai diamant is 'n bietjie rof van die kant, ons moet 'n bietjie polish daarso. Soos die goud in die vuuroond, gooi die goud in, trek af die wat noem hulle die dros. Ja. So, Nee, dit is 'n proses. Dit is 'n proses. Ek dink ons is almal in 'n proses en die proses is om te kan bly by sy voete, om te kan luister na sy stem, om hom te kan volg en om gehoorsaam te kan wees. Spesiaal in hierdie tye waarin ons leef en die nuwe verslawings wat nou beskikbaar is. Ek praat nie nou net van die dwelms wat vervaardig word nie, maar selfs so selfone, internet, pornografie, Netflix. Ja, daar's 'n ek is besig om 'n boodskap te skryf, battle for your mind. Jy weet en daar's 'n battle vir jou mind aan die gang. Vir jou attention. Ja, dit consume jou, whether dit wat is. Dit kan 'n goeie ding wees wat net jou mind heeltemal oorvat. En ons moet so versigtig wees en so toegewyd wees aan Jesus dat ons hom kan hoor, dat ons sy stem kan hoor. Want selfs soos as jy 'n visie het vir iets, daai battle vir jou mind kan al jou aandag, al jou intimiteit met God vat en wegtrek. Ja. Tot op 'n punt waar jy nie die visie kan vervul nie. En dis maar net om jou besig te hou. Dis amper soos 'n distraction om jou besig te hou. Ek dink is 'n strategie vir die duiwel om jou af te vat van dit wat die Here op jou lewe gesit het. En sodra jy naby kom aan sien, hier kom moeilikheid, because dis nou nie een persoon wat ek moet oor worry nie. Ek moet nou worry oor 10,000 mense, want daai een persoon gaan 10,000 mense na die kant toe bring. En ek dink dis hoekom die battle so groot raak. Ja. Nee, dit is 'n battle en ek dink dis die groot ding soos ek en jy wat nou uit daai lewe uitkom van verslawing en
sonde en wat ook al. Vir ons is dit soos ons weet die kritiese deel van ons geestelike lewe is om onsself te verskerp met God en om onsself te kalibreer op sy wil konstant, want dit maak nie saak hoe lank jy op die pad is nie. Een verkeerde besluit, twee verkeerde besluite want kan jy jou weer uitval. af. Ja. Ek bedoel ek het relapse, ek het ook gerelapse op 'n stadium en dit amper my lewe gekos. Ja, Want dan gaan die duiwel eers vir jou. ja, is feite. Ja. Dis feite, is daai wat hy vir jou kom en dan sê vir jou, ag, jy kan net een sigaretjie rook of net een glasie is okay. Is okay want almal, ag, is heel dronk, jy kan maar. En ek dink is daai ene wat jy moet sê, nee, ek kan nie. Ek kan glad nie. Jy moet daai besluit maak. Dis nie 'n wet nie, maar jy ken jouself en jy weet. Ja? Paulus sê alles is my geoorloof om te doen, maar nie alles is tot Goed my vir my. voordeel nie. Nie alles bevoordeel my nie. So Dis feite. daar's sekere besluite in die lewe wat ons moet maak gebaseer op ons toewyding aan Christus. Nie uit godsdienstige toewyding nie, maar uit 'n praktiese oortuiging dat ons weet. Ja. Ek het dit met kos ook gesien met myself. Is ek myself toelaat om suiker te eet, dan eet ek myself tot 160 kg. En dit het nou al seker 6 keer in my lewe met my gebeur. Dan sê ek dan lyk dit asof dan blaas ek op soos 'n vis. En dis ook 'n vorm van verslawing. Dit is. Maar as ek suiker eet, is dit asof dit net my aan die brand steek vir meer suiker. Dis amper soos 'n ou wat een dop drink en dan drink hy die bottel uit. Ek is so met biltong. Wel biltong kan jy nog mee wegkom want biltong is proteïene. So en gaan nie jou bloedvlakke so laat val nie, en dit ook nie hierdie negatiewe effekte op jou aardstelsels en so voort sê, maar 'n mens moet in jou lewe die besluite maak wat sê, weet jy wat, ek is aarde toe gestuur met 'n doel. Ja. En ek moet daai doel vervul. Ja. En enige iets wat my aftrek van daai doel af, Moet ek een kant toe sit. gaan ek nie toelaat in my lewe nie. En as dit suiker is dan, ek het 'n boodskap gebring wat ek nou nog nie gepost het nie, want ek weet ek gaan gekruisig word. Ek het vriende wat ek noem sipping saints is, wat so af en toe 'n dop drink. En ek weet ek oordeel nie daarvoor nie, maar ek sê maar net ek het 'n boodskap gebring wat ek nou gepraat het is moet 'n Christen drink. En ek het gisteraand eintlik gesit en redigeer aan hom want ek voel ons moet praat daaroor. Ons moet praat daaroor in die kerk want daar is mense wat afvallig is en dit nie eers weet nie. Ja. Daar is mense wat se toewyding aan God so gekwyn het dat hulle nie meer ware disippels van Jesus is nie. Hulle weet dit nie. So ons moet maar praat oor die moeilike dinge. Daar's baie moeilike dinge. Jy wil baie keer nie weet wat die Here vir my op 'n bed sê nie. As ek in trane sit en baie keer dan sê ek my Here, waar wil jy hê moet ek hierdie boodskap invat? Vir wie moet ek dit gaan sê? Ja. Want hy sê tog vir ons, as ek jou iewers heen stuur of ek gee vir jou iets en jy doen dit nie, dan's daai ou se bloed op jou hande. Ja, dis As jy dit doen, dan gee jy die responsibility terug na hom toe, want jy het gegaan en gedoen wat die Here gesê het. Ja. So ek sal sê jy moet daai boodskap doen. Nee, ek is besig met hom. Ek weet dit gaan nou nie my meeste likes en views wees nie, Dis maar okay. maar die waarheid sal jou vrymaak. Jesus het gesê jy sal die waarheid ken en die waarheid sal jou vrymaak. En ons moet regtig vir die Gees van God vra om vir ons te lei in die volle waarheid in. Dat ons nie in die leuen inval nie en ook nie vir onsself, Engels het so 'n mooi woord, softeners gee nie. Ja. Vir onsself softeners te gee net om vir onsself te sê ag, dis okay, jy weet, dis fyn. Want as jy regtig die visie wil vervul wat God jou voorgestuur het, moet jy 'n ware disipel van Jesus wees. En dit beteken, Jesus het gesê, daai koringkorrel in Johannes 12 vers 24 sê, daai koringkorrel moet in die grond val en sterf. Dan gaan hy baie sade voortbring. En dit is ons lewe. As ons lewe af lê, dan neem ons dit op. Wanneer ons dit opneem, neem ons dit op in opstandingskrag. Ja. En dis waar die verskil kom, want nou opereer ons nie meer in goeie idees nie, ons opereer in God idees. Nou opereer ons nie meer in ons eie krag nie, ons opereer in sy krag. Ja. Nou raak ons nie meer mense aan met ons gawes en met ons, soos die Engelsman sê, abilities nie, maar ons raak mense aan met sy krag en met sy heerlikheid. En dis die verskil, selfs daai plaas van jou, die salwing van God moet daar wees. Ja. Jy weet, daar moet die geboue wees, die hoenders moet daar wees, die varke moet daar wees, die koeie moet daar wees, die restaurant kan daar wees. Maar die salwing van God moet daar wees en daai mense moet daai belewenis ervaar. Hulle moet dit voel elke dag van hulle hulle lewe. En soos jy gesê het, baie belangrik, jy model dit.
Dis nie iets wat jy nou gaan in 'n boek lees nie. Hulle moet dit sien in jou lewe. Ja. En wanneer hulle na jou kyk, moet hulle sê, dis die real deal. Ja. Dis authenticity. Ek Ja. sien dit. En dis wat ek by jou sien en dis hoekom ek vir jou gesê het, ons moet by die radio uitkom. Maar ek weet jou skedule is so besig. Die laaste 3 jaar was hektiek, jy wil nie weet nie. Ek meen, ek het op awesome paaie gegaan. Ek meen, die Here het my gevat tot by Tiffany's in Sedgefield. So Tiffany's het vir ons familie 'n baie groot meaning. Ja. En om daar te kon wees, kon ek net myself uitleef en weer net die ou Angela gaan haal. Ja. Die een voor sy seer gekry het, Sure. voor al daai dinge gebeur het. En dit was so belangrik. Ja. Ek onthou ek het jou daar gekry. Ons het bietjie. Ja. Nou ons is by die laaste paar minute van die program. Enige finale woorde en dan gaan ons sommer bid ook vir die kykers en die luisteraars. Finale woorde. Ek dink vir elke persoon wat na hierdie geluister het en die video miskien kyk al is dit wanneer ook al. Ja. Laat die Heilige Gees net in hulle hart ook net iets sal sit. Ja. Wat 'n saadjie ook al dit is, genesing enigiets of dit is miskien hulle het iemand in hulle familie laat hulle sal uittrek en bid Ja. en uittrek na die radiostasie toe en na jou toe en sê hoor sommer let's do something. Ja. Maar ek het gehoor daar's 'n prayer groepie so in George wat 24 ure 'n dag bid. Ja. Ja, daar is ja. Take it to them, Ja. definitief. Ek dink nog steeds wat jy sê is so waar want as ek met terugkyk na my lewe, my ouma het so gebid vir ons. Jy weet my ouma het in die nagte ingebid en ek bedoel ons dit hoe meer sy gebid het, hoe erger het dit gelyk op die fisiese. Ons het hier in 57 Victoria Straat, dit was soos 'n drug house gewees. Daar was op enige stadium 20, 30 mense wat dwelms misbruik het daarso en dan dit was net 'n haven van drugs. Crazy. En my ouma het daar met die skoppietjie rondgehardloop en die pitte opgevee want sy was bang vir dat die polisie sou kom. En wragtig een oggend 4:00 of 5:00 slaan staan op die plek. En gaan deur. Gelukkig het ek ergens in 'n veld gelê en slaap, so hulle het my nie gekry nie. Maar my ouma het aangehou met bid en sy het altyd vir my gesê, selfs nadat ek tot bekering toe gekom het, toe sy nou vir my broer bid en so aan, sê sy net vir my, ja, hulle sal regkom. Hulle sal regkom. Hulle sal regkom en dan dink ek sê, ouma, watter wêreld leef jy in? Kan jy nie sien wat aan die gang is nie? Nee, hulle sal regkom. Hulle sal regkom en jy weet dis daai onwrikbare geloof van net staan op God se woord en sê ja, ek glo dat God 'n wonderwerk in daai persoon se lewe sal doen of in my eie. Ek sal nooit gedink het dat ek sal hierso sit, nie spesifiek nou hier nie, maar ek sal nooit gedink het toe ek 18 was dat ek sal nooit kan rook of nooit kan drink. Ek kon nooit dit sien nie. Nooit nie. So ek sal nooit gedink het ek sal hier sit vandag en nie meer daai dinge doen nie en nie meer die lewe lei wat ek voorheen gelei het en gedink het it's easy. Want dit is nie easy nie. Jy dink is easy, maar is miskien op daai oomblik easy, maar in die long run jy verloor te veel. Ja. Dit is so. Ja, hierdie wat ons leef ek vir die laaste 30 jaar kan ek jou sê die blydskap van God, die vrede van God, die voorsiening van 'n Vader. Daar's nie 'n beter plek om te leef nie, is in sy arms nie. Nee. Kom huis toe man, die verlore seun is altyd vir my daai denkbeeld wat ek sien van hierdie seun wat die Vader se huis staan daar, alles is daar, die Vader wag met liefde en hierdie laaitie bly varkkos eet en kruip in die varkhokke rond en hang uit met die mense, die slegte mense en lewe slegte lewe. En dit gaan net al hoe swakker met hom, hy raak siek en hy is besig met siek dinge en hy lê in die nagte wakker, hy kan homself nie vergeef nie en al wat hy moet doen is net terug gaan huis toe. En dis huis toe, dis nie 'n nuwe plek nie, dis 'n plek wat hy eintlik ken want sodra hy by sy Skepper kom, dan die Skepper van die heelal wat sy asem in sy longe ingeblaas het, sy ruach in hom ingeblaas het. Wanneer hy daar kom, dan weet hy ek is by die huis. Want hy selfde asem wat in my is in hom en ek voel ek is nou waar ek moet wees. Die wat die wêreld gee, die parties, die lekker dinge, dis nie lekker nie. Dis die tipe van dinge wat net steel, moor en verwoes. Jesus sê ek het gekom dat julle lewe in oorvloed kan hê, Johannes 10 vers 10, maar hy sê die vyand het gekom om te steel, moor,
verwoes, slag. Ja. So dan kies ons lewe of ons kies dood. En wanneer ons Jesus kies, kies ons lewe, en wanneer ons die wêreld kies, kies ons dood. Ja. Ek sal sê mense moet net versigtig wees wat hulle spreek oor mense se Dit lewens. is so. En jy weet self, daai sal nooit regkom nie. Ja. Hy sal regkom. Ja. Moet die regte medisyne, met ander woorde met daai liefde, met daai bid Sure. omgee. Dis Dat mense so. kan, they don't feel alone anymore. Dis so. Elke slag as jy iets sê, dan trigger dit 'n thought by my en ek kyk na die klok, maar ek het in die trein ingestap toe ons uit die army uitgeskop is. Ek en 'n paar van my vriende, en ons het nie gebad nie, ons het dwelms gebruik, ons het gedrink al die pad op army toe. Ai. Ons het dwelms by ons gehad en die army het ons uitgeskop en ons is op die trein, maar ons is toe op die commercial trein, die gewone trein, en toe stap ons in die eetsaal in die oggend, obviously nou maar ongebad, en jy weet jy worry nie veel nie, ryk seker maar so 'n bietjie klankie, skoonpad het gesê klankie, en toe so verby 'n tafel stap waar 'n ou oom sit en sy vrou baie distinguished met 'n soet aan als, en toe hy so kyk, toe sê hy, rubbish, toe sê hy, ons is rubbish, en wat hy gesê het ek eintlik geglo, ek het eintlik geglo ek's rubbish. Dis feite. So dit was my identiteit, en ek het gevoel ek is rubbish, ek het gevoel dat ek is so rubbish dat God nie eers my sal kan aanvaar nie. Weet jy, is daai gedagte vir 'n gedagte. In 2006, toe ek by hierdie huis was, het die persoon wat die huis gehardloop het nogal het probeer my om nie dwelms te doen nie. En een van die meisies het dwelms gedoen en ek was geblameer en ek was op 'n bus gesit terug by hier toe. Sure. En daai selfde wat jy nou sê, die ou tannie het so gekyk toe sy vir haar vriendin, she's the rejected of the rejected. En ek sal dit nooit vergeet nie, want op daai oomblik toe voel ek bad. So. Toe sy dit sê, toe besluit, jy voel laer is daai grond. Jy kan dit nie It omskryf. doesn't help, hey. Ek No, it doesn't. Jy verloor jou dignity as jy op die straat staan en Ja. jy bedel en Ja. iemand spoeg jou in die gesig of iemand vloek jou aan die brand of Ja. jy weet jy kan in daai ouens se gesigte sien. It's humiliating. Hulle is tot op die grond afgebreek En nou breek jy my verder af. ja, it's Ja. not helping. Nee, dit doen nie, Dit glad help nie. Ja, so Words weet has got power. ons moet regtig waar probeer Jesus se hande en voete wees, Ja. en ek dink dat ons moet van ons hoë perdjies afklim. Is dit 'n hoë perdjie of is dit 'n kameel? 'n Giraffe. Giraffe. Ek Ja. dink ons moet van die giraffe se keel afklim. Ja, gaan jy vir ons afsluit met gebed? Is reg? Is jy reg? Is reg. Nou ja, kom ons bid vir die mense. Here Jesus, ons wil net dankie sê vir hierdie Dankie, oomblik, Here. Here. Here, ons wil dankie sê vir dit wat jy in my lewe gedoen het en vir elke persoon wat luister daar buite, Ja, Here. Laat hulle sal aangeraak word deur hierdie testimonie vandag, Here. En iewers daar buite is daar wel mense wat voel dat hulle nie die moeite werd is om gered te word nie, Here. Here, U ken hulle harte, U weet wat in hulle Vader harte Jesus. aan is. Here, laat daai hart net omgekeer word, dat hulle weet hulle is die moeite werd om gered te word, Here. Halleluja. En laat hulle ook net op 'n bed iewers kan gaan sit of selfs op 'n trap, Here. Here, selfs met wat ook al rondom hulle wat rond lê, naalde, drank, enigiets, Here, dat jy hulle net hand op hulle skouers sal sit, dat hulle sal voel U is daar. Amen. En in daai oomblik dat hulle kan omdraai en sê, ek wil nie meer die dinge doen nie, ek wil by die Vader wees. Halleluja. So Jesus, ons vra net vandag dat jy elke persoon aanraak wat hierdie boodskap luister, Here. Ons wil sê dankie vir hierdie geleentheid. Ja, en ons wil net 'n bietjie bid vir nog reën, Here. Ja, amen. Asseblief, Here, ons het dit Yes. so nodig, Here. Baie dankie. Die Here Garden Route is so droog terwyl dit so baie vol is al bo, Here. Ons vra dat U net genadig sal wees, Here, en die reën net gelyk sal uitstort oor Amen. Suid-Afrika. En dan praat ons nie net van reën nie, Here, ons praat van geestelike reën ook. Amen. En ons vra hierdie dinge alles in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Amen. Wel, dankie Angela dat jy ingekom het. Dit was Awesome. baie lekker vir my. Nee? ek het dit geniet. Ek weet nie van jou nie. Ek het dit baie geniet. Ek het dit Ek baie dink jy geniet. kan baie van hê. Ek sê ja, ons kan eintlik 'n 3 ure show gedoen het, maar nou Sien ja. jy? Nou ja, ons is weer terug op Hiersaard Woensdag 9 tot 10 en mag God U vat van glorie tot glorie. Dankie dat jy ingeskakel is. U het geluister na Heartbeat FM, die stem daar van Angela saam met my, Richard hier op die Hiersaard program. As jy wil later kyk, ons sal dit beeld send op Heartbeat TV, op die Hiersaard kanaal op Facebook, social media. Soek maar vir Hiersaard.South Africa, follow die page of vir meer getuienisse en meer opboudende content, soos die Engelsman sê. Mag die Here U seën en van glorie tot glorie vat. Dankie Angela. Plesier. Amen.